Op woensdag 29 April is ons tema 'n tyd vir 'n oorlog en 'n tyd vir vrede. En dit is daardie baie bekende teks in Prediker 3 wat praat oor 'n tyd vir alles. En dan sê hy in vers 8, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy vaste tyd. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Is dit werklik so? Is daar 'n tyd vir oorlog? 'n Tyd vir haat? En kan oorlog die vrede bring waaroor Jesus Christus met ons praat? Daar word deesdae baie gepraat oor die regverdiging van oorlog as 'n just war, 'n regverdige oorlog. En dit is wanneer daar tog regverdige of geldige redes is om jouself te kan verdedig. Byvoorbeeld, en mense kan aanvoer dat die teks uit die Prediker dit regverdig en dat daar werklik ook soos liefde 'n tyd van haat is dit wat hy sê? Is liefde dan nie bedoel om juis haat en oorlog te oorwin nie? Ons moet mooi kyk na Prediker se opmerking. Sy opmerking oor 'n tyd van oorlog en van vrede en liefde en haat tesame met die ander dinge wat in die teks opgenoem word, is nie 'n opdrag van God nie, maar 'n kommentaar op hoe hy die lewe sien verloop. En eintlik dan baie pessimisties is daaroor. Dit is in 'n taal geskryf as 'n indikatief geskryf en nie bedoel om as 'n imperatief gelees te word nie. Met ander woorde, dit is nie God wat verkondig dat daar 'n tyd vir vrede en oorlog is nie. God verkondig 'n tyd van vrede. Maar dis eerder dat Prediker ons bietjie vertel oor ons menslike keuses. Onthou, dis deel van die Bybelse wysheidsliteratuur wat ons wil inspireer om in die lig van die lewe se uiterstes wyse keuses te maak. Eergister se dagstukkie uit Johannes 3 vers 36 maak dit baie duidelik dat God se koninkryk nie oor oorlog gaan nie. Woede en haat wat oorlog aan beide kante bring, is beslis 'n emosie wat gou by 'n mens opkom en opvlam. En tot gevolg te hê dat 'n volgende generasie weer oorlog maak en die blameer wat lewens geneem het en lewens bedreig het. En so gaan dit aan en aan. Oorlog kan nooit wen nie. En daarom verbied Jesus dit in Johannes 18. En die alternatief is nie martelaarskap nie, maar te doen met die versoening en rekonsiliasie wat ons kry deur aan Jesus se lyding, sterwe en opstanding gelyk kan word. Oplossing van oorlog lê daarin. Ek kom egter agter dat ons baie maklik in die lig van oorlog en konflik en die spanning, in informele gesprekke, die feite teen mekaar opweeg om 'n kant te kies en dan selde met mekaar praat oor dat daar ander opsies is. En selde met mekaar in daardie gesprekke praat oor Jesus se lewe, lyding, sterwe en opstanding. En ook die gawe van die Heilige Gees wat ons by ander alternatiewe uitbring om te kan kies. Kom ons bid saam. Here, in 'n wêreld waar konflik en verdeeldheid so maklik oorneem in ons persoonlike lewens, roep U na my vandag op 'n ander pad, 'n pad van vrede, van genade en liefde wat sterker is as die haat en die oorlog wat by ons opkom. Here, leer my om nie vas te steek in die oorlog in my nie, maar om 'n draer van die vrede te wees, selfs wanneer dit moeilik is. Daar waar daar haat is, help my nie om terug te haat nie. Daar waar daar konflik is, maak my instrument van iets anders, van versoening. Gee my wysheid om te onderskei wanneer om te staan teen onreg, maar ook die genade om my hart nie te verhard nie. Here, U koninkryk was nooit gebou op oorlog of geweld nie, maar op die liefde wat selfs vyande omhels. Laat U vrede in my begin, sodat dit kan vloei na wêreld om my. Amen.